Goeiedag, ons reis vandag saam met die Here se woord. Vandag is 'n goeie dag as vannag verby is. Van vannag gepraat. Partykeer is daar 'n donker nag vir die siel, soos wat een van jou kerkvaders gesê het. Maar dis iets anders as God 'n donker vannag aankondig. Dit gebeur in 'n gelykenis wat Jesus vertel in Lukas 12, wanneer twee broers stry met mekaar kry oor hulle erfporsie en die een broer vir Jesus vra om tog asseblief die probleem uit te sorteer, om gou as te ware 'n boedel te beredder, deur vir sy ander broer te sê betaal. Dan kyk Jesus vir hom en sê, weet julle hoekom is julle so diep ongelukkig? Hoekom ontbreek 'n lewe van dankbaarheid en oorvloed in julle lewe? Want gierigheid het julle lewens oorgeneem. Dan vertel Jesus die bekende verhaal van die ryk dwaas, soos ons dit noem. Die man wat gedink het sy geluk, sy vreugde, sy dankbaarheid sal toeneem as hy meer geld wat hy het op homself uitmors. En toe doen hy dit. Toe begin hy om al sy besittings op homself uit te mors. Hy het sy skure groter gebou, hy het lekker geleef, geëet en gedrink en gevyf. Maar sy geluk het nie toegeneem nie. Dit is die ou leuen wat gierigheid aan almal beloof. En dit het niks te maak met hoeveel jy op jou naam het of nie het nie. Gierigheid kom klim in baie mense se harte. Gierigheid verkoop die leuen dat hoe meer jy sou hê, hoe gelukkiger sal jy wees, hoe dankbaarder sal jy wees. Toe nie. Al wat God uiteindelik van hierdie ryk dwaas sê, wat maar net nog meer en meer van sy eie besittings op homself uitmors. Jou dwaas. Vannag gaan jou siel van jou af opgeëis word. En wat dan? Wat word dan van alles waarvoor jy so hard gewerk het? Ek kan dit tog nie saamvat nie. Dit bly hier agter. Daar wag 'n slegte vannag op die ryk dwaas. 'n Donker vannag. Maar hou goeie moed. Die Lukas Evangelie praat meermale aanhoudend oor 'n splinternuwe vandag. Onthou jy? Dit was in Bethlehem in Lukas 2 vers 11 dat die engel uitgeroep het, vandag is daar vir jou gebore in die stad van Dawid, Christus die Here. Dit was in Nasaret dat Jesus self sy program aangekondig het van hoop, van oorvloed, die bonusjaar van die Here, toe hy in die sinagoge uit Jesaja gelees het en in hoofstuk 4 vers 21 aangekondig het. Vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. 'n Nuwe vandag teenoor 'n donker vannag. Dit begin in Bethlehem. Dit loop oor na Nasaret toe. In Jerigo tref dit Saggeus teen stormsterkte in Lukas 19 vers 5 en 8, wanneer Jesus sê, 'n nuwe vandag breek aan in Saggeus se huis. Vandag het daar redding gekom vir hierdie huis. Maar jy hoor ook van God se nuwe vandag in die bekende woorde van Jesus. In Lukas 23 vers 42, jy onthou dit, die man aan die kruis, wat vir Jesus 'n gedagte vra, in vers 42, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Nee, hy vra nie vir redding nie, hy vra nie dat God hom sy ewige lot sal spaar nie, hy het daarvoor gewerk, hy weet hy verdien dit, dis nou te laat. Die donker nag wag, hy het sy hele lewe voorberei vir hierdie chaos, hy het sy lewe beskadig, hy het sy lewe in donker land deurgebring, in sonde. Al wat hy vra is 'n vlietende gedagte, wanneer Jesus in sy koninkryk kom. En dan kry hy soveel meer. Dan kry hy 'n ewigheid wanneer Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit verseker ek jou. Dit verseker ek jou. Ek verseker jou, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Nuusflits, breaking news. God se seun aan die kruis terwyl hy sy eie Via Dolorosa loop, sy eie lydingsbeker drink, deel genade ruim uit, vee 'n donker vannag wat wag uit met 'n splinternuwe vandag, nie net in Bethlehem,
as die engele sing nie, nie net in Nasaret as Jesus dit aankondig nie, nie net in Jerigo as Saggeus 'n nuwe vandag proe nie, maar ook aan die kruis. En dis wat dankbaarheid is, ten diepste sal jy weet wat dankbaarheid is, as jy by die kruis was. As jy jou eie lewe leef met die hoop dat hoe meer jy het, of hoe meer besittings jy dalk bymekaar maak, hoe gelukkiger sal jy wees. Jy sal nie. Dan wag daar 'n donker nag. Maar dit is ware rykdom, sê Jesus, ware vryheid, om in die Here ryk te wees, om deel te wees van sy nuwe vandag, wat van Bethlehem se dae afkom, wat reg deur Jesus se aardse bediening loop, en is vandag nog beskikbaar. O God, blink uit in die uitdeel van nuwe vandaag. God wil nie dat jy en ek vasgeknoop word in die strikke waarin ons dikwels beland nie. Hy gun ons nie 'n lewe van die ryk dwaas, waar ons alles op onsself uitmors en niks het om daarvoor te bewys nie. Hy wil nie hê dat ons 'n lewe van bekommernis en hooploosheid lewe nie. Hy wil hê dat ons deel is van 'n nuwe kalender, 'n nuwe vandag. Vandag wag. Vandag sing die engele. Vandag sê Jesus sy woorde vervul. Vandag roep hy uit in Jerigo. Vandag het daar redding gekom vir hierdie man. Vandag roep Jesus uit aan die kruis. Jy sal saam met my 'n nuwe vandag in die paradys belewe. Kom ons sê vir die Here dankie dat ons deel kan hê aan sy nuwe vandag. Here, ek is diep dankbaar dat ek vir Jesus ken, dat Jesus my eerste ken, dat U my deel gemaak het van 'n nuwe vandag, 'n nuwe vandag wat vir ewig op my wag. Aan U al die eer tot in ewigheid. Amen.